Goeiemôre. Ons teksgedeelte vir oggend is Handelinge 8 vanaf vers 14 tot 17. En ek lees vir ons die volgende: Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie, hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Daar's 'n dokumentêre film met die titel A Snake Gives Birth to a Snake, wat handel oor die Suid-Afrikaanse ervarings van versoening hier in die 1999's. Dit volg op 'n toneelstuk, Truth in Translation, waar 'n groep Suid-Afrikaanse akteurs juis getuisterde gebiede waar daar geweld was, besoek het en eintlik deur hierdie toneelstuk mense gekonfronteer het om te praat oor dit wat daar gebeur het en oor die seer ook in hulle lewe. Dikwels met hierdie toneelstukke was die ervarings van vernedering of diskriminasie weer herbesoek en mense was gekonfronteer om na te dink oor wat dit beteken om versoenend teenoor mekaar te leef. Nou, die titel van die dokumentêre film het gekom na 'n klomp bendeleiers se opmerkings deur te sê 'n slang gee geboorte aan 'n slang. Daarom word ook bendelede se kinders doodgemaak, omdat hulle sê dat hulle eintlik maar vanuit dieselfde huis kom en dat daardie geweld eintlik maar van een geslag na die volgende geslag oorgedra word. In die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, Handelinge 8, beleef ons 'n konfliksituasie ook binne die kerk. Ons hoor hier dat die Samaritane die evangelie van Christus gehoor het, tot geloof gekom het in die Here, en dat die apostels dan ook daarvan te hore gekom het en vir Petrus en vir Johannes dan ook na hulle toe gestuur het. Ons lees dan ook hier dat hulle dan gebid het dat die Heilige Gees oor hulle mag kom, en die rede hiervoor is dat daar 'n jarelange konflik was tussen die Jode en die Samaritane. Nadat die noordelike 10 stamme in ballingskap weggevoer was, het die Assiriese ryk baie moeite gedoen om die Jode te laat vermeng met van die heidense groepe. En daarom is dit dat die ander Jode dan ook baie keer op die Samaritane neergekyk het, omdat hulle geglo het dat hulle etnies nie meer ras-egte Jode is nie. Alhoewel die Samaritane geglo het in die God van Abraham, Isak en Jakob, en is dit dat hulle dan verwerp was, gesien was amper as 'n sektegroep. En een van die hoofpunte van die verskille was juis oor waar moet God aanbid word. Vir die Jode was dit natuurlik in Jerusalem, by die tempel, en vir die Samaritane was dit die Gerizimberg, waar hulle geglo het God aanbid moes word. So die rede vir die konflik lê eintlik op 2 vlakke. In die eerste, dat die Jode uit Judea hulle gesien het as ras-egte Jode, neergesien het op die ander, en dan tweede, godsdienstig het hulle gesien as 'n sektegroep, omdat hulle gevoel het dat hulle nie meer suiwer behoort as deel van die volk van die Here nie. Nou in die begin sien ons dat Jesus dit al kon gestimuleer het, deurdat ons in Matteus 10 sien dat hy vir hulle die opdrag gee om die verlore skape van Israel te gaan opsoek, en dan gee hy die opdrag om te sê, moenie met 'n pad na die heidene nasies toe gaan nie, en moet ook nie na een van die dorpe van Samaritane ingaan nie. Nou dit was nie 'n beginsel nie. Dit was eintlik meer net om vir die disippels wat nou hierdie nuwe opdrag ontvang het, eintlik dit vir hulle makliker te maak om nie nou hier in 'n geweldige woordewisseling betrokke te raak en dit vir hulle moeilik maak met hulle eerste uitsending om juis vir mense van die Here te gaan vertel nie. Ons sien dan dat die Here later vir hulle uitstuur na die uithoeke van die wêreld, wanneer ons dan ook in Handelinge 1 vers 8 hierdie opdrag ontvang om oor die hele wêreld die evangelie van Christus
dan ook te gaan verkondig. As 'n mens gaan kyk na Christus self, dan sien ons dat hy ook in sy voorbeeld hierby aansluit, wanneer hy met die Samaritaanse vrou by die put praat in Johannes 4. Ons lees by Lukas 17 dat hy 10 melaatse mans genees het, een wat omgedraai het was 'n Samaritaan, en daarom sien ons dan dat Christus eintlik moeite doen ook met die Samaritane. As 'n mens praat hier oor die uitstorting van die Heilige Gees wat hier oor die Samaritane moes kom, mag dit dalk vir ons voel asof hier iets buite die evangelie is, dat hier amper 'n second blessing nodig is voordat jy tot geloof kan kom. Dat dit nie net gaan oor jou geloof in Christus nie, maar dat jy iets meer moet vermag of verkry voordat jy nou 'n kind van die Here kan wees. En tog is dit nie wat die woord hier vir ons kom leer nie. Ons sien hierso dat Filippus sy opdrag opvoer om die evangelie aan die Samaritane te verkondig. Ons lees hoe hulle tot geloof gekom het, die apostels daarvan te hore gekom het, en vir Petrus en Johannes gestuur het om te gaan ondersoek doen. En toe hulle ontmoet en hulle geloof in Christus sien en hulle dit bely, lees ons dan nou dat hulle die hande opgelê het en gebid dat die Gees van die Here oor hulle moes kom. En die rede daarvoor is juis dan dat hulle eintlik vir die Samaritane en vir die Jode en vir die heidene wou sê, dat God ook vir hulle deel maak van sy verlossingsplan. Want jy sien, as jy mens gaan kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons dat hierdie hande oplê nie ekstra was nie. Want ons glo dat jy Heilige Gees ontvang, en dat dit die Gees is wat in jou werk en wat vir jou eintlik tot geloof bring, en wat vir jou help om die evangelie van Christus te aanvaar. Maar dat dit eintlik hier gaan oor 'n seëning, 'n teken daarvan dat die Here sy Gees dan ook oor die Samaritane dan ook uitstort. En ons sien in Handelinge 10 vers 44, wanneer die Gees van die Here ook uitgestort word oor Kornelius hulle. So ons kan eintlik sê met Pinkstersondag kom die Heilige Gees oor die Jode, ons lees hoe die Heilige Gees oor die Samaritane uitgestort word, en in Handelinge 10 vers 44 word die Gees van die Here ook oor die heidene uitgestort. En dit bevestig dan Efesiërs 4 vers 4 tot 6 waar daar staan, daar is net een liggaam en net een Gees, daar is een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Daardeur is dit dat die Here eintlik die verskeidenheid tussen mense wil kom ophef om te sê, ongeag die etnisiteit van waaruit jy kom, is dit dat deur jou geloof in Jesus Christus, jy kind van God is. Mag ons as kerk van die Here ook in die nuwe jaar regtig gaan soek na ons eenheid in Christus. Mag ons mekaar as gelowiges omarm. Mag ons ook die ander gelowiges in ons gemeenskap omarm en mag ons in ons saamwerk en ons saam wees 'n teken word van God se genade en liefde ook in hierdie gemeenskap waar ons leef. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons een gemaak het, dat ons gedoop is in dieselfde Gees en dat ons aan U behoort. Amen.